En volgende week die geleentheid om in 2 lesse deur die hele Bybel te werk. En vandag doen ons 'n opsomming en 'n oorsig oor die Ou Testament. Ons is sekerlik bekend met die uitspraak dat indien jy nie jou geskiedenis ken nie, jy waarskynlik dieselfde foute sal maak as wat in die geskiedenis gemaak is. Die persoon wat die eerste keer hierdie woorde gespreek het hierdeur gesê dat indien jy jou geskiedenis ken, sal jy nie dieselfde foute maak nie. Die feit is, ons kan die geskiedenis bestudeer soveel en so lank as wat ons wil. Mense het dieselfde foute oor en oor gemaak en mense sal vorentoe weer dieselfde foute maak. En hoe weet ons dit? Want God sê dit. In Prediker 1 vers 9 lees ons die woorde, wat gewees het, sal daar weer wees, en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niets onder die son nie. Hier is 'n Ou Testament voorbeeld vir ons daarvan. As jy blaai na die tweede boek in die Bybel, die boek van Exodus, en gaan na Exodus hoofstuk 32. Exodus 32. 'n voorbeeld daarvan dat dieselfde foute oor en oor gemaak word deur sondige mense. Exodus 32 vers 3. Lees ons hierdie woorde: die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk: hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. En dan vers 35. Die Here het die volk met 'n ramp getref oor die kalf wat Aaron op hulle aandrang gemaak het. En dan verloop daar in die omgewing van 600 jaar. En in 1 Konings hoofstuk 12 vers 28 lees ons, koning Jerobeam het toe met sy raadgewers oorleg gepleeg en 2 goue kalverbeelde laat maak. Toe sê hy: julle het lank genoeg Jerusalem toe gegaan, Israel, hier is nou die beelde van julle God, wat julle uit Egipte laat wegtrek het. Dieselfde nasie, dieselfde sonde. Nou, hoe kan ons sulke dwaasheid vermy? In 1 Korintiërs 10 vers 6, gedeelte waarmee ons nie onbekend is nie, lees ons hierdie woorde: hierdie dinge, en Paulus verwys hier na die dinge van die Ou Testament, want hy is besig om gebeure uit die Ou Testament te beskryf. Paulus sê 1 Korintiërs 10 vers 6, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle, dit is die Ou Testament mense, deur sondige begeertes gedryf moet word nie. Hierdie dinge het met hulle gebeur as voorbeeld vir ons, sodat ons nie dieselfde foute maak, dieselfde sondes pleeg nie. Daar is dus inligting vir ons beskikbaar om te bestudeer, en wat is ons doel van hierdie inligting bestudeer? Sodat ons nie dieselfde sonde sal doen nie. En die frasetjie, hierdie dinge, waarna Paulus verwys, is inligting wat in die Ou Testament beskikbaar is. Is die vraag wat moet ontstaan, is die les dan dat ons op die Ou Testament moet fokus en meer aandag daaraan moet gee, sodat ons nie. Dit kan die vraag dadelik opbring, watter deel van die Bybel is die belangrikste? Watter deel moet ons meer bestudeer? Handevol mense sal vir jou sê dat die Nuwe Testament belangriker is as die Ou Testament. Want die Nuwe Testament, sal hulle sê, bevat die nuutste inligting van God af, insluitende die evangelies. Een probleem is, dat die Nuwe Testament net 'n kwart uitmaak van wat God gesê het.
Dis is 3/4 van God se geopenbaarde woord in die Ou Testament. En kyk wat sê Jesus self oor die Ou Testament in Matteus 4 vers 4. Jesus sê aan Satan, daar is geskrywe, waar is geskrywe? In die Ou Testament, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So weer eens, as ons die vraag vra, watter deel van die Bybel is die belangrikste, is dit die Ou Testament omdat Jesus dit self aanhaal, of is dit die Nuwe Testament omdat dit die openbaring van Christus as Messias aan ons is? Dan kry ons die antwoord vir daardie vraag. Die vraag, watter deel van die Bybel is dan die belangrikste, kry ons nie net hier in Jesus se woord in Matteus 4 vers 4, maar ook in die woorde van Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter. Dit beteken elke woord van God is foutloos. Dit beteken elke woord van God is suiwer. As iets suiwer is, wat kry jy nie daarin nie? Onsuiwer. Gelouter. Foutloos. Die Nuwe Testament kwart, sowel as die Ou Testament 3/4, is deel van hierdie suiwer woord, hierdie gelouterde woord. Wanneer God praat, is dit dus belangrik. Ou Testament of Nuwe Testament? Al twee. En vandag gaan ons 'n oorsig oor die Ou Testament doen en dan volgende week 'n oorsig oor die Nuwe Testament. Kom ons begin by die begin. Sê blaai na Genesis 1. As jy nie weet waar dit is nie, is die heel eerste hoofstuk in die Bybel, na al die geskryf deur mense, kom ons by die woord van God. Genesis 1, vers 1, die eerste 3 woorde, in die begin. Wat is die les wat ons hieruit leer? Daar is 'n begin. Die volgende 2 woorde, kom ons lees dan die eerste 5 woorde, in die begin het God. Wat is die les wat ons daaruit leer? Daar is 'n oorsaak. Kom ons lees die eerste sin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Wat is die les wat ons daaruit leer? Daar is 'n gevolg. So daar is 'n begin, daar is 'n oorsaak en daar is 'n uitvloeisel of 'n gevolg. Dit is die begin as ons 'n oorsig oor die Ou Testament doen. Direk na die begin volg die verval. Dit is die wegval van God se pad af, het reeds begin direk na die begin. En die res van die Bybel, beginnende nou met direk na die sondeval, gee ons raad en inligting. Raad en inligting. Hoe om hierdie verval teen te werk. Nou as jy 'n baie eenvoudige skema oor die Ou Testament wil opstel, dan kan dit as volg lyk, en daar is baie verskillende skemas oor die Ou Testament wat opgestel kan word, korter of langer. Maar hier is 'n voorstel, 'n skemaatjie van die Ou Testament in 4 dele. Die begin van alles, die verval van alles, die antwoord vir alles en die einde van alles. Hierdie 4 punte vind ons alles in die Ou Testament. Die begin van alles, die verval van alles, die antwoord vir alles, die einde van alles. En daarna, nadat ons al hierdie inligting in die Ou Testament gekry het, gee God ons die Nuwe Testament om vir ons die Ou Testament inligting in te kleur. Maar eers 'n paar beginsels rakende die Ou Testament. Ons het al in Mei maand, die laas jaar net voor ons begin het met ons studie in Jeremia, het ons 'n oorsig oor die Ou Testament gedoen, wat baie ander inligting ingehad het as dit wat ons vanoggend doen. Maar kom ons kyk na 'n paar beginsels rakende die Ou Testament. En kom ons doen dit onder 3 punte. Die eerste ene is die belang van Ou Testament inligting.
En die Nuwe Testament, afgesien van 1 Korintiërs 10 vers 6, waarna ons reeds gekyk het, wat vir ons gesê het, hierdie dinge het met hulle gebeur sodat dit vir ons kan waarsku om nie dieselfde sondes te doen nie, is daar ook 'n ander gedeelte in die Nuwe Testament wat vir ons die belang van die Ou Testament inligting uitlig, en dis 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif, sê Paulus aan Timoteus, en hier verwys hy hoofsaaklik na die Ou Testament. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Nou Paulus verwys nie uitsluitlik na die Ou Testament hier nie, maar hoofsaaklik na die Ou Testament. En hierdie Ou Testament en dan die dele van die Nuwe Testament wat reeds beskikbaar was, het 4 funksies wat hy hier uitlig. Dit is deur God gegee, geïnspireer, die woord is uitgeasem deur God, is 'n goeie vertaling, en het waarde, nie net waarde nie, groot waarde, om in waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ons leer dus uit God se woord uit, en hier hoofsaaklik uit die Ou Testament, hoe om die reguit pad met God te loop. Nou, hoekom ag ons die Ou Testament so belangrik? Kom ons kyk dan tweedens. Die eerste een is die belang van die Ou Testament inligting, en dan nou tweedens 6 redes hoekom die Ou Testament geleer moet word. Hoekom ons aandag daaraan gee van tyd tot tyd en baie maal daarna verwys, amper uitsluitlik terugverwys daarna in elke preek wat ons doen. 6 redes hoekom die Ou Testament geleer moet word. Die eerste ene, dit is deel van God se woord, soos ons reeds gesien het. Spreuke 30 vers 5, elke woord van God is gelouter. Dit maak 75% van die Bybel uit. 'n tweede rede hoekom die Ou Testament geleer moet word, dit openbaar aan ons die geskiedenis van verlossing. Ek gaan dit onder 2 hoofde vir julle verduidelik. Hoe openbaar dit aan ons die geskiedenis van verlossing? In die eerste plek, God skep 'n koninkryk waar hy dan geëer moet word en waar die mens wat hy as die kroon van sy koninkryk geskep het, gelukkig sal wees. Versorg, tevrede. Frank se preek van 2 weke gelede, ons is slawe van 'n goeie meester. Nou kom Satan en die mens en hulle voer 'n staatsgreep uit op hierdie koninkryk wat God geskep het. Dis die eerste punt. Hoe openbaar die Ou Testament aan ons die geskiedenis van verlossing? In die eerste plek, God skep 'n koninkryk, nou kom die mens, en deur middel van Satan se werk in die mens, en hy voer 'n staatsgreep uit. En dan tweedens, nou gryp God in Genesis 3, die 3de hoofstuk van die Bybel, en hy beloof dat hy sy koninkryk gaan herstel. God skep, die mens bring verval, God gryp in en hy sê ek sal herstel. Hoe gaan hy dit doen? In Genesis 3 sê God hoe hy hierdie herstel gaan bring. Hy gaan 'n nasaad van die een skuldige party, dis die mens, gaan hy gebruik, en daai nasaad in vyandskap bring met die ander skuldige party, en dit is Satan. So God sê ek gaan die 2 skuldige partye vat, en ek gaan my plan deur hulle in werking bring. Hierdie nasaad se werk gaan wees om die koninkryk te herstel en sterk te maak, maar dit is in die toekoms. En die res van die Ou Testament wys ons hoe God voortdurend moet ingryp wanneer mense hierdie plan van hom om herstel te bring doelbewus ondermyn. Elkeen van ons staan skuldig. Elkeen van ons het doelbewus met voorbedagte rade in ons lewe al 'n geleentheid gebruik om God se goeie wil te ondermyn. Niemand hier is onskuldig nie. Sommige is skuldig en vergewe, ander is skuldig en nie vergewe nie, omdat hulle nie in God se vergifnis belangstel nie. Wat is die 'n derde rede hoekom die Ou Testament geleer moet word? Dit leer ons waarhede wat nie in die Nuwe Testament gevind word nie. Ek gaan net 4 noem. Dit gee ons inligting oor die skepping wat ons nie in die Nuwe Testament kry nie. Dit gee ons inligting hoe God die mens en die mens alleen na sy beeld geskep het. Dit gee ons inligting oor die sondeval,
wat ons nie in die Nuwe Testament vind nie. Dit gee ons beloftes van herstel wat ons nie in die Nuwe Testament vind nie, spesifieke beloftes van herstel. Hier is net 4 van die waarhede wat ons in die Ou Testament leer wat nie in die Nuwe Testament gevind word nie. 'n 4de rede hoekom die Ou Testament geleer moet word. Rede 1, dit is deel van God se woord. Rede 2, dit openbaar in ons die geskiedenis van verlossing. Rede 3, dit leer ons waarhede wat nie in die Nuwe Testament gevind word nie. 'n 4de rede, dit leer ons of dit help ons om die Nuwe Testament te verstaan. Die koneksie tussen byvoorbeeld Ou Testament offers en Christus se offer wat redding bring. Die inligting daarvan, die koneksie, kry ons deur ons kennis van die Ou Testament. 'n tweede manier wat dit ons help om die Nuwe Testament te verstaan, dit wys vir ons die koneksie tussen Ou Testament versoening, hoe daar versoening met God gebring is, veral op die dag van versoening, wanneer alleenlik die hoëpriester in die allerheiligste kon ingegaan het, eenmaal 'n jaar, die koneksie tussen Ou Testament versoening en ons versoening met Christus. Daardie koneksie leer ons uit die Ou Testament. Ook die koneksie tussen Israel se uitverkiesing en wedergeborenes se uitverkiesing. Ook byvoorbeeld Daniël se profesie in die Ou Testament wat kleur gee aan Matteus 24 en 25 en Openbaring. Hier is maar slegs 4 voorbeelde van hoe die Ou Testament ons help om die Nuwe Testament te verstaan. 'n 5de rede hoekom die Ou Testament geleer moet word, dit voorkom misverstaan van die Nuwe Testament. As ons net die Nuwe Testament boodskap gehad het, sou daar baie dinge gewees het wat ons nie verstaan het nie, of verkeerd sou verstaan het. Die Nuwe Testament leer ons dat ons geloof moet oorgang in werke. Julle onthou, dit is 'n les wat ons in die Nuwe Testament oor en oor moet leer. Ons geloof moet oorgang in werke. As dit 'n ware geloof is, dan sal dit oorgaan in werke. En hierdie werke is 'n uitvloeisel van ware geloof. Dit bring nie redding nie. Christenwerke is 'n uitvloeisel van ware geloof. Die Ou Testament gee ons voorbeelde van sulke geloofswerke. Die Ou Testament wys ons dat werke sonder redding waardeloos voor God is. Dink byvoorbeeld aan Jesaja 1 vers 11 tot 14. God sê vir Israel: "Hoekom kom julle met julle veelheid van offers en wierook na my toe? Ek het daar niks aan nie." God sê vir Israel: "Julle doen wat ek gesê het. Ek het gesê julle moet offers bring. Ek het gesê julle moet wierook brand. Nou doen julle dit, maar ek wil dit nie hê nie. Hoekom? Want julle harte is nie by my nie." Dit is 'n eksterne optrede. Dit is om dieselfde soos om kerk toe te kom op Januarie nadat jy Saterdag 31 Desember later gekuier het as wat jy moet. En nou sit jy hier en kry swaar om wakker te wees, maar jy moet kerk toe kom. Dis maar wat ons doen. Jy kom uit gewoonte of skuldgevoel of wat ook al. Jy's nie hier omdat jy die Here liefhet nie. Dit is werke wat aan God geen eer bring. Dit is nie werke wat hom beïndruk nie. Dit is 'n sinnelose gebruik van jou tyd, behalwe as jy dalk vanoggend tot redding kom. Dan is dit 'n waardevolle gebruik van jou tyd. Die Ou Testament wys ons dat gelowiges sulke werke kan aanhou doen ten spyte van die sondige wêreld waarin hulle lewe. Daar is verskeie voorbeelde. Jeremia het ons vanoggend gelees. Hy profeteer, die mense sê jy verdien die dood. 'n Ander man kom en hy profeteer. Hulle sê jy verdien die dood. Jeremia bly agter in Jerusalem, die ander man vlug. Die hooggeplaastes gaan soek die ander man in Egipte, maak hom dood. Jeremia hou aan om die ware ding en die regte ding te doen in Jerusalem, nadat hy in die put gegooi is, nadat hy opgesluit is op die mark, nadat hy geslaan is, nadat hy uitgehonger is. Die Ou Testament wys ons dat gelowiges kan aanhou werke doen te midde van 'n sondige wêreld waarin hulle leef. So die 5 wat ons so ver gesien het, 5 redes hoekom die Ou Testament geleer moet word. Dit is deel van God se woord. Dit openbaar aan ons die geskiedenis van verlossing. Dit leer ons waarhede wat nie in die Nuwe Testament gevind word nie. Dit help ons om die Nuwe Testament te verstaan. Dit voorkom misverstaan van die Nuwe Testament. En dan 6dens, dit gee vir ons 'n voller begrip van wie en wat Christus is. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 5 vers 39 wat Jesus aan die
Fariseërs sê, julle ondersoek die skrifte, die Ou Testament. Omdat julle meen, sê Christus aan die Fariseërs, julle ondersoek die Ou Testament, omdat julle meen dat julle daarin die lewe het, die ewige lewe het. En dan sê Jesus, en dit is hierdie Ou Testament geskrifte wat julle ondersoek, wat van my getuig. Christus sê, as julle dit met 'n ware liefde vir God en 'n oop gemoed ondersoek het, sou julle van my geleer het in die Ou Testament. Julle sou wel ewige lewe kon kry in die boek van die Ou Testament, die boeke van die Ou Testament. Ewige lewe is daar, dis beskikbaar daar. So ons het gesê, ons kyk na die verval onder 3 hoofde. Die eerste hoof was die belang van Ou Testament inligting. Die tweede hoof was 6 redes hoekom die Ou Testament geleer moet word. Die derde en laaste ene is, wat doen 'n studie van die Ou Testament vir ons? Wat doen 'n studie van die Ou Testament vir ons? In die eerste plek, mense, dit is net 'n paar opmerkings. Daar is baie meer wat jy kan neerskryf. In die eerste plek, 'n studie van die Ou Testament gee ons hoop. In Romeine 5 vers 14 lees ons, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, dis Ou Testament, is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Wat gaan jy lees in die Ou Testament wat jou kan hoop gee? God het 'n plan, die mens ondermyn daai plan en God se plan is nie daarmee heen nie. Hy red dit wat ons kom vernietig het in ons dwaasheid en ons begeerte na sonde. Dit gee ons hoop. Wat doen 'n Ou Testament studie vir ons? 'n tweede punt, 'n studie van die Ou Testament wys ons wat om nie te doen nie. Dit gee vir ons goeie voorbeelde van hoe om nie te leef nie. Byvoorbeeld die bekende gedeelte wat ons na verwys het reeds vanoggend, 1 Korintiërs 10 vers 6. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, sodat ons nie soos hulle, die Israeliete in die Ou Testament, deur sondige begeertes gedryf moet word nie, moet laat dryf nie. 'n derde punt wat 'n studie van die Ou Testament vir ons doen, is 'n studie van die Ou Testament openbaar Christus aan ons. In Lukas 24 vers 24 is Jesus by sy disippels, hy was op die pad saam met die Emmausgangers, en hy sê hierdie woorde in Lukas 24 vers 44. Daarna sê Jesus vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, voor my kruisiging. Naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, oor my geskrywe is. Die eerste 5 boeke, die profetiese boeke wat daarop volg, en die wysheidsboeke, daarin sê Jesus, daarin is oor hom geskryf. Lukas 24 vers 45, toe open Christus hulle verstand om die skrif te verstaan, die Ou Testament skrif. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe in die Ou Testament. Die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam moet, Ou Testament mense, wat staan in die Ou Testament? In sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word van Jerusalem en verder. Dit staan reeds in die Ou Testament. Bekering en vergewing van sondes aan al die nasies. Die Ou Testament inligting is al genoegsaam dus om die boodskap van bekering en vergewing van sondes vir alle mense te verkondig. Wat doen 'n studie van die Ou Testament vir ons? Dit gee ons hoop, dit gee ons voorbeelde van wat ons nie moet doen nie, dit openbaar Christus aan ons. So ons het gesien die begin, Genesis 1 vers 1, ons het gesien die verval, en nou sien ons die verhaal. En die verhaal kan ons opdeel in 3 afdelings ook. Die eerste afdeling is God skape en dit is baie goed.
Dis Genesis 1 vers 31. Toe sien God dat alles wat hy gemaak het, toe sien hy alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Die woordjie baie kom daar voor. Dis die eerste deel van die verhaal. God skape en dis baie goed. Die tweede deel van die verhaal, die mens reageer en dit is baie sleg. Ek gaan net 3 gedeeltes uit Genesis vir julle aanhaal. Genesis 3 vers 17. En aan die mens het God gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, die mens hier is Adam. Aan Adam het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Die mens se eerste reaksie bring vervloeking van die skepping om hom. Romeine 8 vers 21 bevestig dit wanneer dit sê die skepping kreun en sien daarna uit om verlos te word wanneer Christus herskep. 'n tweede reaksie van die mens wat baie sleg is, lees ons van in Genesis 4 vers 8. En Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. God skep mense, daai mense het 2 kinders, die oudste maak die jongste dood, of is dit die jongste wat die oudste dood maak? Die een maak die ander dood. Nog 'n aanhaling uit Genesis binne die eerste paar hoofstukke oor hoe vinnig die mens sleg maak, Genesis 6 vers 5. Toe sien die Here dat die boosheid van die mense op aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. En dit het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het. En wat doen God toe? Control-Alt-Delete. Hy druk die herstelknoppie. 30 jaar gelede sou ek nie hierdie opmerking kon gemaak het en niemand sou verstaan het nie. God druk die herstelknoppie. Maar raai wat gebeur na die vloed? God wis almal uit behalwe 8. En hy laat hulle oorleef op aarde. En kyk wat doen die mens weer in Genesis 9 vers 21. Maar toe hy van die wyn gedrink het, dit is Noag, het hy dronk geword. Kans is baie goed dat jy in die afgelope week baie mense gesien het, wat hulle self so gedra. Hy het dronk geword en naak in sy tent gaan lê. En kyk wat lees ons in Genesis 8 vers 21. Na die vloed, nadat Noag en sy 3 seuns en hulle vrouens weer op aarde is, lees ons in Genesis 8 vers 21, die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af. Dis die nuwe begin. Dis sleg van sy jeug af. As jy nou terugsit en jy dink aan die verhaal so ver, God skep en dis goed en dis baie goed, en die mens kom en hy ondermyn en hy ondermyn en hy ondermyn en God druk die herstelknoppie en die mens kom en hy ondermyn. En dit is net waar hy was. En as dit die einde van die verhaal is, sal jy terugsit in moedeloosheid en sê, wat is die kans? Ek kan net sowel leef soos ek wil en doen wat ek wil. En dit bring ons by die derde deel van die verhaal. Die eerste deel is God skape en dit is baie goed. Die tweede deel is die mens reageer en dis baie sleg. Die derde deel is die dans tussen God en mens. En daar mag dalk mense hier wees wat nie hou van die manier wat ek het uitgedruk het nie. Ek het verskeie alternatiewe oorweeg en besluit om hierby te bly. En ek vra jou om dit asseblief so te aanvaar. Daar's geen slegte konnektasie daaraan nie. As hier doppers is, hier is nie 'n verwysing daarna dat dans noodwendig goed is nie. Dans tussen God en die mens. Die res van die Ou Testament geskiedenis, na Genesis 8 vers 21, waar ons gelees het, na die vloed, die versinsels van die mense hart is sleg van sy jeug af, sien ons die res van die Ou Testament geskiedenis as volg. 'n Nuwe begin. God begin met Abraham. En met Abraham sluit God 'n verbond en Abraham het die voorreg dat hy die verhaal van Job, wat waarskynlik voor sy tyd plaasgevind het, kan evalueer en kan sien hoe getrou hierdie God wat hy so pas ontmoet het, is. God roep vir Abraham uit afgoderry, hy beloof dat hy deur Abraham die nageslag van die hele wêreld gaan seën,
'n belofte van God wat staan deur alle tye. En dan volg daar in die res van Genesis 'n lys van sondige optredes deur Abraham en sy nageslag. Ernstige sonde. Die nuwe begin word vrot. Dan sien ons 'n tweede nuwe begin. God en die Exodus. God lei sy uitverkore nasie Israel uit Egipte uit. En dan kom hy in Levitikus en hy wys hierdie volk hoe hulle heilig voor hom moet leef en hy haal die woorde aan: julle moet heilig wees want ek is heilig. Maar in Numeri wys hierdie volk weer eens hoe hulle in hulle harte teenoor God geplaas is en hulle begin rebelleer, en Numeri is konsentriese sirkels van rebellie teen God en God se straf en rebellie teen God en God se straf en rebellie teen God en God se straf. Hierdie volk wat God sopas die wet van Moses gegee het, vir die volgende 40 jaar swerf hulle en hou aan sondig teen hom. En dan 'n derde nuwe begin, God en Kanaan. In Deuteronomium herhaal God die wet wat hulle nou moet gaan toepas onder nuwe omstandighede in die nuwe land, en God gee 'n nuwe leier, Joshua, in die plek van Moses, wat hulle moet help om in hierdie land te vestig. Joshua is 'n generaal. Maar die volk is ongehoorsaam aan God se opdrag onder Joshua en hulle roei nie die nasies in die land uit wat hulle veronderstel was om uit te roei nie. En dan sien ons 'n vierde nuwe begin, God en die rigters. So ons sien God en Abraham, God en Exodus, God en Kanaan, nou God en die rigters, en God bring 14 rigters aan die nasie, maar elkeene lees ons ten minste 3 maal in die boek van Rigters het gedoen wat goed was in sy eie oë. Maar selfs in sulke tye wys God genade. En in die tyd van Rigters lees ons die bemoedigende verhaal van Rut. Dan sien ons 'n 5de nuwe begin, God en die konings. En dan sien ons Samuel vertel onder hierdie nuwe begin, God en die konings, die storie van die oorgang van die rigters na die konings. En ons sien die eie sinnige Saul en na hom die tweede koning van Israel, die godsman Dawid. En dan in 1 Kronieke, en hierdie volg geskiedkundig op mekaar, nie kronologies soos ons dit in die Bybel vind nie, of nie opeenvolgens soos ons in die Bybel vind nie, maar kronologies in die tye van gebeurtenisse soos ons dit in die boeke sien. In 1 Kronieke word die storie vertel van Dawid vanuit 'n positiewe hoek, sy koningskap vanuit 'n positiewe hoek. En hoekom in 1 Kronieke hierdie storie so vertel word, is sodat die volk kan sien, die nasie kan sien op die tyd dat hulle 1 Kronieke lees, hoe dit gaan wanneer 'n koning wat goed is en wat God eer regeer. Dit gaan goed met die volk. En dan kronologies, die volgende is die psalms, want Dawid skryf die psalms hoofsaaklik, nie uitsluitlik nie, maar hy skryf baie van die psalms, en dit is 'n werkende voorbeeld van eer wat aan God toegeskryf word. Die psalms van Dawid is eer aan God voortdurend. Daarna in 1 Konings beskryf Salomo se heerskappy, word dit vir ons beskryf na die heerskappy van Dawid, en dit wys hoe 'n wyse mens, Salomo, deur sy eie sondige begeertes verlei is. Die wysste mens wat ooit geleef het, word verlei deur sy eie sondige begeertes wanneer hy nie op God fokus nie. Salomo skryf vroeg in sy lewe die boek Hooglied. Die Hooglied, die boek, is 'n verhaal van romantiese liefde wat in 'n kontras vir die mense wat dit lees. Die mense wat Hooglied lees die verhaal van romantiese, eerbare, suiwer liefde in kontras met die sondige, erotiese liefde wat die wêreld aanbied en wat wêreldse mense nastreef. In sy middeljare, later in sy lewe, skryf Salomo Spreuke. En hier gee hy vir ons inligting wat wys hoe iemand wat God liefhet, moet leef te midde van 'n sondige wêreld om hulle. Spreuke kan in 2 hoofopskrifte opverdeel word: wysheid en dwaasheid. En hy begin in Spreuke 1 vers 7 met wysheid, begin met die dien van die Here, en dan bou hy uit
oor hoe dwaasheid en watter tipe van dwaasheid dit ondermyn. En dan aan die einde van sy lewe skryf Salomo die boek van Prediker. En in Prediker wys hy dat menslike aktiwiteite geen ewigheidswaarde toevoeg nie. Die goeders waarmee ons elke dag besig is. Jy staan op en eet. Eet voeg geen ewigheidswaarde toe nie. Jy trek aan, klere voeg geen ewigheidswaarde toe nie. Jy gaan werk toe, werk voeg geen ewigheidswaarde toe nie. Jy kom huis toe en eet en slaap. Niks hiervan voeg ewigheidswaarde toe nie. En dan raak dit Desember en daar's 'n Kersparty en daar's 'n nuwe bejaarsparty en niks hiervan voeg waarde toe nie. En jy maak geld en niks hiervan voeg waarde toe nie. Die enigste aksie wat seën bring is die aksies wat God gefokus is. As jy eet met dankbaarheid in jou hart, dan bring daai dankbaarheid eer aan God en dit het ewigheidswaarde. As jy aantrek om eer aan God te bring, dan het dit 'n impak. As jy geld maak sodat jy hierdie geld kan bestuur op 'n manier, dis in elk geval God se, wat aan God eer gaan bring, dan het dit ewigheidswaarde. Lukas 16. Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende vir die ewigheid bymekaar te maak. Die van julle wat die 3 preke geluister het van die DVD wat ons weke gelede uitgegee het, sal presies weet waarna ek verwys, as ek na Lukas 16 verwys. Die boek Prediker lees soos 'n persoon wat in 'n gang van 'n huis afstap, 'n pikdonker huis met 'n flits. En dan lig hy in die eerste kamer en dan sê hy, nee, geen waarde hier te vind nie. En die volgende kamer van die lewe, nee, geen waarde hier te vind nie. En die volgende kamer, geen waarde hier nie. En dan kom hy aan die einde van sy reis deur die gang met al hierdie vertrekke en hy het in elkeen geskyn, en elkeen is daar menslike aksies en hy sê, hierdie menslike aksies moet uitgevoer word, jy moet leef, jy moet slaap, jy moet eet, jy moet aantrek, maar geen hiervan het ewigheidswaarde nie. En dan kom hy aan die einde van Prediker en hy sê, Prediker 12 vers 13, daar's net een ding wat ewigheidswaarde het, eer God en hou sy gebooie. Niks anders gaan enige waarde toevoeg op hierdie aarde wat in die hemel gaan bly voortklink nie. Hierdie selfde Salomo wyk tydens sy lewe erg af en sondig besonders voor die Here. En 2 Kronieke gee selektiewe geskiedenis van die goeie konings wat na Salomo geheers het, weer eens ter aanmoediging van die volk. Kyk hoe lyk dit as daar goeie konings is, en daar was min, uit 39 was daar 12, 8 was daar 8, uit 39 konings was daar 8 goeies, en dan 2 konings beskryf die verdeling van die koninkryk na Salomo se lewe as gevolg van Salomo se sonde. Die wysste man in die geskiedenis sondig so dat die koninkryk verdeel word. En ons lees byvoorbeeld van hierdie konings, 3 van hulle. Jerobeam was slegter as al sy voorgangers, lees ons in 1 Konings 14 vers 9. Jerobeam was slegter as al sy voorgangers. Dan in 1 Konings 16:25 lees ons, Omri was slegter as al sy voorgangers. En dan in 1 Konings 16 vers 30, Agab was slegter as al sy voorgangers. Nou mense, vat sleg. En as jy hierdie sleg wegvat, dan sit jy nog iets slegter in sy plek. Dis waarvan ons lees. Dis hoe dit gegaan het na die tyd van Salomo. Sleg, slegter, slegste. Of eerder, slegste, slegste wat nog slegter is en slegste wat nog slegter is. Maar reg deur die tyd van die konings, reg deur hierdie tydperk van die konings, hierdie nuwe begin, nommer 5, stuur God in genade sy profete met hulle waarskuwings, soos ons vanoggend in Jeremia 26 gelees het. God se waarskuwings deur sy profete aan die mense, kom tot inkeer. En God herinner deur die profete dat sy beloftes wat hy gemaak het in werking sal kom, as daar eers sondebelydenis is. God se beloftes kom in werking, as daar sondebelydenis is en daarna gehoorsaamheid. Hier sien julle in die Ou Testament die boodskap, profeet na profeet na profeet. Sondebelydenis en gehoorsaamheid bring herstel met God en voorspoed. En so sien ons in Jona, beskuldiging van die mense van Ninive, maar God wys genade.
In Nahum, Nineve val terug in hulle ou patroon en God straf hulle, maar hy beloof genade vir die wat luister. In Amos, oordeel en genade. In Hosea, oordeel en herstel. In Jesaja, oordeel en herstel. In Micha, oordeel en genade. In Sefanja, oordeel en herstel. In Habakuk, oordeel en herstel. In Joel, oordeel en herstel. In Obadja, oordeel. In Jeremia, oordeel en herstel. In Esegiel, oordeel en herstel. In Daniel, oordeel en herstel. Wat dink julle is die Here se boodskap deur sy profete? Ek gaan sonde oordeel, maar as daar belydenis is, sal daar herstel wees. Dis dieselfde boodskap vir ons vandag. Ons moet 'n oordeel uitspreek oor sonde en as daar belydenis is, dan moet daar herstel wees. God se patroon is dieselfde patroon wat hy vereis van sy volgelinge. En nou kom ons en ons sien van Genesis tot Daniël 34 boeke en duisende jare dat daar sonde is, dat God genade wys en dat daar dan maar net weer verval is. En as dit is waar die storie eindig, dan sit jy terug en jy sê, dit is hopeloos. Waar gaan dit eindig? Daar's geen raad nie. Niks het gewerk nie. Ons moet so 'n paar dele van Daniël uitsny om tot hierdie gevolgtrekking te kan kom, want Daniël gee baie definitiewe hoop. Daar's geen raad nie, niks het gewerk nie. Mense moet nou verstaan dat hulle situasie benard is, daarom moet God self ingryp. Die enigste manier wat daar volkome herstel kan wees, is God self ingryp, en dit doen hy deur 'n nuwe begin wat ons noem die nuwe verbond. En van hierdie nuwe verbond lees ons in Jeremia en Esegiel, Jeremia 31, Esegiel 36, ons het 'n hele preek daaraan spandeer onlangs. En dan, met die nuwe verbond as 'n belofte in plek, sien ons nuwe begin nommer 7. God en die terugkerende ballinge. Nommer 1, God en Abraham, 2, God en Exodus, 3, God en Kanaan, 4, God en die rigters, 5, God en die konings, en dan tussen in die nuwe verbond, en dan 6 as die nuwe verbond, en dan 7, 'n nuwe begin, God en die terugkerende ballinge. Wanneer die ballinge uit Babylon terugkeer, moet hulle weer eens herhaaldelik aangespreek word, en ons sien die eerste terugkeer van die ballinge uit Babylon uit, en die profeet Haggai en Sagaria profeteer in hierdie tydperk van die eerste terugkeer. Haggai herinner die volk dat hulle geestelike fokus dof geword het en dat hulle die tempel moet herbou, want is God se tempel en God se teenwoordigheid is in die tempel. Sagaria spreek ook die geestelike lamheid van die mense aan en herinner hulle dat die Messias op pad is. Is goed, julle het nou die tempel herbou, onthou nou die Messias is op pad. God presenteer homself in hierdie tempel. Dan is die tweede terugkeer en Esra moedig die volk aan om weer geestelik wakker te word. Kan julle sien, dieselfde boodskap, word geestelik wakker, word geestelik wakker, word geestelik wakker. En dan die derde terugkeer en Nehemia spreek die mense aan oor hulle geestelike afwyking. Maleagi wys voortdurend die geestelike bankrotskap van die volk uit. Wat sien ons in Haggai, Sagaria, Esra, Nehemia, Maleagi? Geestelike lamheid. Hulle hoor die boodskap, hulle sê amen, en dan kom maandagoggend en hy sê, ek sien nie kans om op te staan en tyd saam met God neer te bring nie. Is daarom vakansie. Kan God by die huis los. Bietjie rus, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. Die laaste kronologiese hoofstuk in die Ou Testament is Nehemia 13. En in Nehemia 13 is die volk presies waar hulle was toe God hulle langer as 800 jaar vroeër gewaarsku het, 900, amper 1000 jaar vroeër op hierdie stadium gewaarsku het, dat as hulle so gaan leef, gaan hy hulle verwerp. So kom ons aan die einde van die Ou Testament, Nehemia 13, en die volk leef in hoerery saam met vreemde vrouens, presies dit wat hulle uiteindelik in ballingskap gebring het. En dit bring ons by die les. Ons het gesien die begin, die verval, die verhaal en nou die les. Wat is die les aan die einde van hierdie oorsig? Eenvoudig, die les is dit.
Wat God goed gemaak het die mensdom elke keer en voortdurend kom ondermyn deur selfsug. Deur selfsug. Selfsug is sonde. Sonde is selfsug. So hoe som ons dit op? As volg: God het mense goed gemaak, maar hulle draai teen hom. Vanuit hierdie mensdom kies hy 'n spesifieke groep, Israel, deur wie hy werk om die verhouding met hom te herstel, en hy sê aan hierdie groep presies hoe hulle moet optree. 613 wette hoe hulle moet leef. Maar getrou aan die voorbeeld van Adam en Eva, volg hulle in trots hulle eie pad. En toe hierdie groep mense op die rand van vernietiging staan, met die Babyloniese ballingskap, op die rand van vernietiging, hierdie volk Israel is op die rand van vernietiging, hulle is nie eers in hulle land nie, Jerusalem is vernietig, klip vir klip uitmekaar uitgebreek, die tempel is vernietig, klip vir klip uitmekaar uitgebreek, die nasie sit in Babylon in ballingskap, nuwe name, nuwe gode, nuwe omstandighede, en God herinner hulle aan sy beloftes. En wat sê hy? Dat hy Israel se harte gaan verander om hom te volg, want daar is geen ander manier wat hulle aan hom getrou sal bly nie. Hulle sal net getrou wees wanneer hy hulle harte nuut maak. En so beweeg ons dan uit die Hebreëse Bybel uit, en dinge lyk net soos aan die begin, sleg en sonder hoop. Want God se belofte van die nuwe verbond is nog nie tot uitvoer gebring nie. Wanneer ons uit Nehemia 13 uitbeweeg, is die nuwe verbond as 'n belofte gegee, maar nog nie tot uitvoer gebring nie. En daar is slegheid en hopeloosheid. Wat is die opsomming van ons les? God skep goed, Adam en Eva maak dit sleg. God skep 'n uitweg, Israel, hulle word sleg. God is getrou, sy nasie Israel bly ontrou. God is genadig, hy gaan nie net Israel red nie, maar 'n verteenwoordiging uit elke volk en stam en taal en nasie. En om dit te kan doen, moet God mense op een of ander manier heilig maak, want hy het vir hulle gesê in Levitikus 19 vers 2, heilig moet julle wees, want ek, die Here, julle God, is heilig. En dit bring ons by die laaste punt. Die oorgang, ons het gesien die begin, die verval, die verhaal, die les en nou die oorgang. Wanneer ons uit die Hebreëse Bybel uitbeweeg, is daar nie heiligheid nie. Die nasie is nie heilig, soos God gesê het, hulle moet wees nie. Hulle is dus verwyder van God af. Hierdie nasie, oor wie God gesê het in Exodus 32 vers 13, dink aan wat u met u eed beloof het aan die dienaars, aan Abraham, Isak en Israel, toe u vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre van die hemel, die hele landstreek wat ek beloof het, sal ek vir julle nageslag gee, om vir altyd in besit te hê. Hierdie is nie in plek nie. Dit wat ons lees in 1 Konings 9 vers 5, so het ek jou vader Dawid beloof, daar sal altyd iemand uit jou nageslag wees, om oor Israel te regeer. Dis nie in plek nie. Daar's nie 'n nasie wat so baie is, soos die sand van die see, met 'n land Israel onder hulle absolute beheer nie, en daar's nie 'n koning uit die stam van Dawid op die troon nie. Dit is die omstandighede wanneer ons uit die Ou Testament uitbeweeg. Die periode tussen die twee verbonde, die Ou Verbond en die Nuwe Verbond, Ou Testament, Nuwe Testament, die periode tussen hierdie twee verbonde lei dan die omstandighede in waarin Jesus sy verskyning op aarde maak. Wat is ons gevolgtrekking? God is liefdevol, God is geduldig, God het die vermoë om sy beloftes in stand te hou. En God gaan doen wat hy in die Ou Testament gesê het, hy gaan doen. So kom ons kyk na die vooruitskouing van die res van die verhaal. Volgende week se vooruitskouing. 'n Nuwe begin, nommer 8. God en die Messias. Maar die Jode verwerp die Messias. Die nuwe verbond het nog nie begin nie en die volk is steeds ongehoorsaam aan die ou verbond.
En dan nuwe begin nommer 9, God en die nuwe verbond. Maar die Jode, wanneer God sy nuwe verbond begin deur die uitstorting van die Gees in Handelinge 2 en sy gemeente begin, dring hierdie Jode die gemeente in en hulle bring verrotting en verval binne in die gemeente. Gaan die impak van sonde dan nooit einde kry nie? En dit ondersoek ons volgende week. Vader, 'n verhaal van goedheid en sonde. Goedheid en eie gerigtheid. Goedheid en selfsug. En hoe het ons nie vanoggend oor en oor en oor gesien hoe U waar die mens verval en verrotting bring, weer lewe skep nie en 'n nuwe begin gee nie. En hoeveel keer sal ons bereid wees om 'n nuwe begin toe te laat? Hoeveel keer sal ons bereid wees wanneer daar teen ons gesondig is, om te sê, nou druk ons die herstelknoppie en ons begin voor. Ons wil wraak neem, ons wil sonde herroep, ons wil mense laat verstaan hoe hulle teen ons opgetree het, en dit is nie die voorbeeld wat ons sien by U nie. Ons is die mense wat teen U, 'n ewige en heilige God, sondig en keer op keer begin U voor, en dit is 'n bewys van U genade, U geduld en U liefde. Wil U ons aanraak, dat ons beginnende vandag so sal dink en so sal leef. As daar belydenis is daar vergifnis, en waar daar vergifnis is daar die nuwe, die oue bestaan nie meer nie. Mag dit ons vul met moed en die oortuiging dat die boodskap wat U ons gee om uit te dra, die boodskap van wedergeboorte deur Christus, is 'n boodskap van lewe, van nuwe lewe en nuwe omstandighede. Ons is so dankbaar dat U meer is as net 'n regter, maar ook 'n God wat deur Christus reg gespreek en so liefde op ons uitgestort het. Amen.